Ons liefde vir Jesus begin nie by ons nie. Dit begin by hom. Ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het, lees ons in 1 Johannes 4 vers 19. Dit is baie goeie nuus, want as dit van ons moes afhang, was ons almal in groot moeilikheid. Hoe meer jy Jesus se liefde verstaan, hoe meer sal jou hart op hom reageer. Liefde vir Christus word nie bepaal deur skuldgevoelens of blote selfdissipline nie. Dit groei wanneer jy weer en weer die evangelie hoor. Jou verhouding met Jesus groei ook wanneer jy tyd alleen saam met hom spandeer. Paulus het dit geweet, daarom praat hy voortdurend van die evangelie. Hy verwys in sy briewe altesaam meer as 80 keer na die evangelie. Hy herinner gelowiges telkens aan Jesus se kruisdood en opstanding. Ons vergeet so maklik. In Johannes 15 vers 13 verklaar Jesus, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Aan die kruis het Jesus nie net gesê hy het jou lief nie, hy het dit bewys, in die openbaar, ten aanskoue van vriend en vyand. Die bewys is onomstootlik. Boonop is sy opstanding op die Sondag ook deur verskeie ooggetuies bevestig, so ook sy verskyning aan sy disippels. Onthou jy nog Thomas se getuienis in Johannes 20 vers 27 tot 29? Wanneer die wonder van die kruis en die leë graf jou hart raak, verander gehoorsaamheid van 'n plig na 'n voorreg. Jy dien Jesus nie om aanvaar te word nie, jy dien hom omdat jy reeds aanvaar is. Hoor Paulus ook hieroor skryf in onder andere Efesiërs 2 vers 4 tot 7. Daarom moet jy en ek die evangelie daagliks onthou, die goeie nuus van redding en oorwinning. Lees dit gereeld en bepeins die waarhede daarvan. Herinner jou hart aan wie Jesus is en wat hy gedoen het. Die Christen wat ophou om homself aan die evangelie te herinner, begin spoedig geestelik uitdroog. Dan vervlou hulle geloof en ons moet dit ten alle koste vermy. Dink hieroor na, wat doen jy gereeld om jou hart aan Jesus se liefde te herinner? My voorstel is, lees die evangelies, dink aan Golgotha, besin oor die leë graf. Laat die goeie nuus opnuut weer vars word. Moenie wag vir die volgende Goeie Vrydag of Paasfees nie. Begin sommer vandag. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u onmeetbare liefde. Hou die wonder van die evangelie vars in my hart, sodat my liefde vir u kan groei. Amen.